Dis 'n pette funksie wat sopas nou net klaar gemaak het. Die Kruiwenweek manne is reg. Hulle gaan op die regte wyse gaan hulle aansluit by die Suid-Afrikaanse Jeugweek, natuurlik die Stadio Kruiwenweek vir 2025. Ek het vir Gary van Loggerenberg van Sanlam hier so saam met my natuurlik die sponsorship manager vir Sanlam, Davy Lawrence is ook hier so en ons het natuurlik vir Nicole Javas. Gary, lekker om jou hier so te hê. Davy, lekker om vir jou te hê. Nicole, lekker om vir jou te hê. Nicole, gesels eers 'n bietjie saam met ons. Hoe was jou week gewees? Voordat ons na Gary toe kom met 'n paar belangrike vrae. Hartlike goeienaand Lucian en ons span wat vanaand hier is. My week was absoluut wonderlik geweest, bietjie koud, maar ons is hier in die Woewoe lekker met kompat toe. Ek is bly om hier te wees, Lucian. Ja, nee, verseker, ons moet bly wees, ons moet dankbaar wees. Davy, hoe het jou week gelyk daar so op kantoor? Is daar nog manne wat trans was insit? Ja, Lucian, weer besige week. Ik weet niet of je opgelegd hebt, Gary laat ik net nog gezien toen hij aankomt. Dus ik nog bezig daar berekenen om een paar mannen te release, te proof. Ja, Lucian, dat is onze de pijlvak van die seizoen en die mannen kijken nou nog waar kan hulle een paar versterkings aanbrengen. Hulle het gezien waar hulle leemtes is en die mannen is nog op train bezig om spelers te transfer. Ja, nee, ek sien veral Roses het 'n hele paar nuwe manne wat aangemeld het om die beginspan te wees. Gary, aan jou kant, by Sanlam, in die Bellville en hoe lyk die dinge nog daar? Julle is nog vooraanstrewend? Nou, Lucian, ja nee, wat 'n voorreg om vanaand hier te wees. Ja, by Sanlam is ons nou besig met voorbereiding vir die opkomende Curriebeeker. Ons betrokkenheid daarbey en dan ook die Derby Days hou ons besig. En dan uit die aard van die saak is nou die Kruiwenweek, die Youth Weeks wat voorlê. So ek persoonlik mis ek die skole rugby op die oomblik, maar lekker om nog steeds by die Boland betrokke te wees. So sien uit na die ons juniorspanne. Ja, nee, verseker. Gary natuurlik 'n groot Stellenberg ondersteuner. Stellenberg wat hierdie jaar baie goed doen in die skole game. Ook 'n hele paar Kruiwenweek spelers opgedis wat gaan aanmeld. Ja, Gary, vertel ons 'n bietjie. Ek is seker die mense wil weet Sanlam en die Boland verhouding wat nou al lekker gegroei het nou al oor die afgelope paar jaar. Jy weet daar's 'n hele paar goedjies wat uitstaan. Wat staan vir jou, sal jy sê, op die huidige oomblik in hierdie verhouding, in hierdie journey wat ons nog gestap het? Wat sal jy sê staan vir jou die meeste uit Sanlam en Boland? Ja, Lucian, as ons begin by die skole, ek en jy het vroeër vanaand gesê 'n jaar terug waar ons was en waar ons nou is. Ons is baie trots op die Kruiwenweekspan wat 7 onoorwonde was na 3 wedstryde einde laas jaar by laas se Kruiwenweek. So in terme van die skole baie gesond. As ek vat byvoorbeeld die Woester Gimnasium Drosdui wedstryd wat onlangs plaasgevind het. Lekker om weer so daarby wedstryd te sien. En selfs die verteenwoordiging vanaand uit die verskillende skole. Dit is in terme van diversiteit, dit is wat vir my uitstaan in die Boland. Van die seuns het 'n lang pad gestap om vanaand gekies te word, hulle unie te verteenwoordig. Van hulle Calfoot rugby party speel voor TV, ander speel groot toernooie en net die skole bymekaar te bring. Soos ek sê, die diversiteit is die ding wat vir my uitstaan in die Boland en is lekker om te sien. Die Derby, die wedstryde soos jy sê is goed aan die gang en dan soos ek gesê die voorbereiding vir die opkomende Currie Cup. Coach Harvies is vanaand hier so. Ek en hy het lekker gesels en ons sien uit. Ek dink ons gaan kompeterend wees in die Currie Cup. Ja, nee, verseker. Iets van jou kant af, Nicole. Natuurlik, jy is 'n persoon wat in finansies op die huidige oomblik werk. Baie belangrik om te sien hoe ons gesien het hoe Sanlam op die huidige oomblik inploeg. En ons praat baie oor die balle wat hulle gegee het, die paalbeskermers, die nekste te en die jy weet die draaplanke. Van jou kant af, Nicole. Lucian, ja, soos jy nog genoem het, ek is in finansies en ja, soos ons nie sonder die Here kan nie, kan 'n mens ook iets doen sonder finansies nie. En ek dink ons is baie bevoorreg as 'n unie, Boland Unie natuurlik, om Sanlam en Santam, Womatel, al ons borge te hê. Sonder julle sou ons regtig waar nie hierdie kon doen wat ons vanaand gedoen het nie. Sou ons nie hier kon sit soos vanaand op elke Vrydag aand nie, want dit is tog die borge wat natuurlik al die harde werk agter die skerms doen, tesame met die Unie. So is absoluut wonderlik om altyd te weet dat jy het daar die versekering dat daar borge is en wat hierdie geleenthede vir mense skep om natuurlik uit te kan gaan en Boland te gaan verteenwoordig. Ja, nee, baie belangrik. Gary, ons het nog gesien die pette funksie. Ons het laas jaar, ons het daaroor gepraat, ons was laas jaar op 'n posisie, nou is ons op 'n heeltemal 'n ander posisie en ons sien hierdie stelselmatige groei in die Boland in. Ja, verseker as jy verwys nou na die skole, soos gesê het, ons was kompeteer met die Kruiwenweek soveel so dat die eerste wedstryd speel Boland teen
teen WP en dis maar net 'n erkenning vir wat bereik is vir die einde verlede jaar by die Kruiwenweek. So die Grand Coma span gaan verseker vir kompeterend wees. Sterk verteenwoordiging uit die Drosdui span wat tans in die top 5 in Suid-Afrika lê in die onder 16. So dit sê heelwat van waarmee ons besig is in die Boland. Waar die hub gevorm word by Drosdui vir onder 16. So dis spelers wat van heinde en verre kom en tuis gaan by Drosdui. So ek en coach Harvey het vanaand vroeër gepraat daarvan. Ons kan selfs dink aan moontlik aan 'n hub by Huguenote in Wellington waar ons weer van daai spelers bymekaar kan bring van onder 16 en dan deur te trek na die onder 18s toe. Ja, awesome Gary. Ons gaan nie baie lank vanaand besig wees nie. Ek wil ook nie vir jou lank besig hou nie. Ek weet jy moet nog 'n interview of 2 gaan doen, Gary. Net van jou kant af en van Sanlam se kant af. Dalk 'n boodskap vir die Boland, die breër Boland publiek wat nou ingeskakel is en wat dalk iets van Sanlam se kant af wil hoor. Ja, Lucian, ons glo in lang verhoudinge. Ons is nie hier vir 'n jaar of 2 nie. Ons is hier om te bly. Ons is beide baie ambisieus. Sanlam 107 jaar wat ons aan die gang is. Boland 86 jaar. Die Unie. So dis 2 sterk identiteite wat bymekaar gekom het en ons is hier vir, soos hulle sê, for the long run. Ja, awesome stuff. Sanlam is in for the long run. Evergreen wil ons amper sê, Gary. Hy was Gary van Loggerenberg van Sanlam. Ons gaan nou oorskakel. Ons het hier so lekker belangrike manne wat altyd reg is, manne wat hulle sê hulle is die zoo. Hulle is nie net 'n kombinasie nie, hulle is nou 'n zoo. Is van die sterkste manne, Robertson Town se manne. Mense het lank gewag om na die manne te kyk. So ons gaan nou oorskakel na die Rainbow Corner toe vir Anke Pettas saam met die zoo en natuurlik Dian van der Walt, Marco Jones en Fred in Suid-Afrika staan. Sê almal wat ingeskakel is, ons is vanaand hier by Drosdui Hoërskool HTS Drosdui in Woester. Ongelukkig is daar nou nie vanaand vlamme en kolle waar ons kan braai, maar hierdie Rainbow Corner word steeds geborg, trots geborg deur Rainbow Chicken en Heineken word nog steeds. Ons het vanaand 3 groot name. Is die baie wat die 3 groot name in een foto kan kry nie. Ek het vir Freddy, ek het vir Dian en ek het vir Marco Jones van Robertson Town. Groot manne wat ons hier het vanaand. En ons gaan so lekker klets vanaand saam met hulle. Ons gaan lekker klets met hulle. Ons gaan eers sommer afskop saam met Freddy. Freddy, ons het vanaand gesien dat die manne het hulle pette ontvang vir die Kruiwenweek, vir die Grand Como week. Hoe belangrik is dit of hoe belangrik is dit? Hoe in jou noppies kan jy as jong man wees wanneer jy so 'n call-up kry om Grand Como of Kruiwenweek of enige provinsiale span te gaan verteenwoordig? Hoe opgewonde kan 'n jong speler? Wat beteken dit vir 'n jong speler? Ek dink vir enige jong speler beteken dit baie. So en ek wou 'n stukkie vertel aan my onder 12 Boland spelers proewe. Boland Park nog in Woester en spelers proewe. Ja, ek maak ek pas my bewuste sone val ek uit. Ja, sê ek heel, gaan huis toe my heel. My ma sê vir my, jy moet bid en jy moet glo en jy moet oefen. Van hy jare begin te bid, oefen. Ek is maar begin te meer kerk ook loop. As jy sê jong, jy glo wat jou ma vir jou sê. En die next jaar toe gaan ek kry my onder 13. So is 'n eer vir 'n jong mannetjie om teenwoordig met Boland en om die beste te wees. Yes. Want die ding is elke man se droom om hoogtes te bereik, om 'n sprong te raak, maar jy moet begin met Kruiwenweek en dat mense kan raak sien. Yes. Ja, dit is belangrik wat jy daar noem dat jou ma gesê het. En dit is ons het altyd vir alles hier groot raak, het die supporting structure soos nou sien jy 'n jong seun wat groot raak, so jy die supportive structure wat obviously jou ma, jou ouer, jou ouma en jou onderwyser is. Hoe belangrik speel daai tipe mense 'n rol tot waar hulle jou wil graag sien eendag? Jou ouers en jou dinge wat jy kry, jou support wat jy kry is baie belangrik. Want as jy mense die guidelines wil gee en as jy jonk is, was jy baie sy wil altyd jou eie way gaan. Yes. Maar jou ouers en jou mense wat jou support of jou oom, ek jou oom ook wees, ek familie ook wees, enige familie lid van jou. As jy mense deur die lewe gekom het al so, support is baie vital vir 'n jong seun en moet 'n guide en vir die seun van ek sê was dit nie my ma nie en moet my te sê ek moet opstaan en gaan oefen. My ma is van hy ouers wees, my ma vat my sommer self. Ja. Ek gaan sommer self vat, ek bring my neefs, ons gaan sommer self of sy vat sommer self by die veld. So jou struktuur en jou support is baie vital as 'n jong seun. 100%. Ja, nee, dat is sommer terugdink aan my daar. Ek het ook in 'n huis groot geraak waar my ma my pa bekeer as ek nou van die dans af gekom met 3, 5 uur moet ek alweer op van 'n kerk toe. So ons het maar gewoond geraak en dan dames en here, ons gaan oor daarna
So al die jongs seuns en dames kyk op na die jong spanne en die manne wat sport maak in die gemeenskap. So daar's baie jong laities wat opkyk en hulle sê ek wil eendag 'n Marco Jones wees. Ek wil so sterk wees soos hy man. Marco Jones, almal praat van die physicality en hoe sterk hy is maar hoe hard moet hy regtig werk? Nie net op die veld nie, maar van die veld af om daai physicality te kan behou en elke naweek na naweek te kan produce. Goeienaand, dankie vir die geleentheid. Ek dink soos ek kan sê, ons almal kry die opportunity en dan sommige van die jong seuns, sommige van die spelers is gebless met die talent om te kan perform en hulle het dit binne hulle. Maar ek glo altyd dat sy moet hard werk. As jy nie hard werk nie, dan gaan sy nie beter doen as jy ou wat harder as jy werk. Ek dink ons coach noem dit altyd hoe honger is hy vir die game, hoe graag wil sy dit hê. Van ek meen, die laities kry die opportunity, van die duisende wat daar is, het hulle die geleentheid gekry. Maar is dit waar sy gaat stop? Elke keer as jy op die veld uitgaan miskien, wanneer sy oefen, wanneer sy moet sy dink, ek is die beste wat daar is. En sy moet hard werk om die beste te wees. So, sy moet jou body in kondisie hou. Sy moet weet wat sy eet. Sy moet op die veld extra sessies insit. Sy kan nie net gaan op wat die coach vir jou gee nie. Soos hulle, die dingetjie van die peer wat hulle die coach kan miskien vir jou guide tot daar, maar hy kan nie vir jou maak dinge sissie. Hy kan nie vir jou die honger te gee, die graagte, die wil om te wil hê nie, die wil om te wil wen nie, ja. So dit is baie belangrik dat sy hard werk agter die skerms, wanneer niemand daar is nie. Dan coach sy altyd, ons gaan in 'n donker gat in. So dit is waar sy wil nie meer dit hê nie, maar sy werk daardeur, sodat wanneer dit game day is, dink ek gaan dit baie makliker gaan vir jou. Ja, baie harde werk. En met die harde werk, soos jy sê, praat ons van jy het gepraat daar, jy het genoem van reg eet en kyk wat jy inneem. So dit is gaan gepaard met dissipline. So jy moet vir jouself sê, kykie man, ek kan nie nou die bakslaps eet, ek kan nie daai eet nie. So daai is ook vital, daar moet dissipline in dit wees. Ja, nee, ek dink definitief dit moet eers dissipline moet wees. Want ek meen as jy nie gaan opstaan om te gaan oefen nie, dan beteken dit daar's niks dissipline nie. So jy moet dissipline hê, selfdissipline. Ek dink jy kan begin in die oggend as jy jou bed eers opmaak, is dit al klaar 'n stap nader. Staan op, doen 'n paar push-ups net of gaan vat 'n draf. Dit sit vir jou klaar een stap voor jou. Dit is wel jou, kan ek sê, dit is jou spanmaat. Maar ons is almal in kompetisie. Ons al drie speel een. Niemand se plek is. Yes, ons al drie speel een posisie, maar ek dink om die beste uit ons uit te kry van mekaar, moet ons kompeteer saam met mekaar op die oefenveld. So en sy moet jou dissipline hê, definitief. Jy moet luister in die huis na jou moeder of jou vader as hulle saam met jou praat van hoe gaan jy luister na jou coach. As jy nie eens in die huis wil luister, ja. So dissipline is een van die grootste dinge om te hê. Ja, lieflik om saam met die kerels te praat. Ja, soos ons net ook gesien het, nadat die seremonie besig was of toe die seremonie besig was en hulle het ingekom, was daar onmiddellik gevra vir foto's en hier staan nog jong manne wat wil foto's vat. So almal in Buffalo, nou met jou word of the day, na elke game kan die mense sien wat die toeskouers wat die wedstryd ook kyk. Die laities hardloop na jou toe. Hulle wil saam met jou 'n foto neem. Hulle wil 'n word of the day hê. Wat vir jou? Wat wil jy hê? Wat moet hy laitie in jou sien wat hom of haar kan verder vat? Goeienaand sê. Om eerlik te wees, ek dink hoekom ek dit begin het eerstens is om net vir ons gemeenskappe by mekaar te bring. Dit is vir my lekker om 'n kind te sien van sulke jong ouderdom af om op te kyk na ons. Ek praat nou van ek wil hê eendag as hy groot is moet hy weet waar die verlede was. Ek dink om vir hom nou te wys om ons gemeenskappe by mekaar te bring en almal ons mense by mekaar te bring is vir my lekker. En dit is lekker om 'n seentjie te sien, op te kyk na jou, 'n smile op sy gesig te sien. Ek weet, soos jy sien elke dag op die nuus, hoe gaan dit in gemeenskappe? En ek dink daai is een van my grootste doelwitte om net die gemeenskappe by mekaar te bring en vir ons mense te wys jy hoef nie drugs te rook nie, jy hoef nie dit te doen nie. Gaan speel liewers rugby en go kyk liewers rugby, gee vir jou liewers vreugde. So ek dink daai is een van my goals. Ja, lieflik. Ja, dit is altyd baie lekker of jy voel altyd goed as jy huis toe gaan en jy weet jy het 'n laitie se dag gemaak of 'n smile op sy gesig gesit. En dit soms is dit nie net laities wat dit is ouer persone wat
wat ook kon kyk wat waarna jy al miskien opgekyk het, maar nou kyk hulle sal ek sê half af na jou toe, maar hulle kom steeds en hulle kom kyk vir jou en wille foto's saam met jou het is memories vir hulle en is vir hulle lekker gevoel. Jy kry daai mense wat hulle laaste 20 of 30 naweek na naweek veld toe bring en hulle verwag om van jou om te produce. So en as hulle 'n foto wil vat, moet jy nie kwaad verbyloop en ek kry soveel spelers veral na 'n verloor, Freddy. Wil die mense net almal wil in die kleedkamer kom en die mense wil foto's vat en daar is maar jy moet vir daai mense sal ek sê tyd maak. So ons het jy het vanaand lekker tyd gemaak vir die leerders hier vanaand. Hulle op die pad gesit. Buffel, ek weet word of the day is jou sal ek sê jou ding. Nie ons soos die ander mense gesê het, die ander mense moet die word of the day los. Ons gaan nie nou word of the day nie, maar ons gaan kom afsluit hier in die Braaikorner. Dan gaan ons 'n word of the day van Dian kry, maar vir nou, wat is jou laaste woorde vir die manne wat vandag al weg is? Die onder 13s en die onder 16s wat nou môre ry en die Kruiwenweek spanne. Wat is jou laaste woorde aan hulle vir die week wat voor lê? Ek dink van my kant af, ek wat nou weer nie die geleentheid gekry het, die manne vat die geleentheid aan met al twee hande en met al twee voete. Kom ek sê vir jou, die Here sit daai goedjies op ons pad en is jou kans om dit te gebruik. Klomp geleenthede daar buite. En ja, ek dink jy moet dit maar net gebruik. En soos Freddy ook gesê het, hy het die onder 12 het gemaak, maar onder 13 het hy, maar moenie daaraan dink nie. Dink dis nou jou laaste die. En ja, boys gaan geniet dit en ja, maak die Boland trots, want daar is net een Boland en dis die Boland. Dankie man, dit was baie lekker om saam met julle te klets. Ons gaan nou eers oorskakel weer na Duiwele toe vir 'n klip rugby segment en dan sal ons weer kom afsluit in die Braaikorner. Lucian sê my wat gaan jy maak as Marco Jones op jou afkom? Davey, interessante storie. Marco Jones het al op my afgehardloop. Het was so 20, ek het nog by Parel gespeel in 'n sevens kompetisie daar by Wesbank. Hy het toe speel hy vir Rangers en ek staan daar agter en hy hardloop dwars deur. Davey, ek het nog nooit iemand gevoel vir my so raak hardloopie. Hy hardloop my hy dag, nee. Hy chokeslam my. Ek weet nie hoe hy dit gedoen nie. Want kyk, hy het gekom vir my toe wil ek kom hit. En toe ek die hit maak, toe sit amper so ek spat agtertoe. Ek spat terug en ek val op my is amper soos jy weet nie wat met jou gebeur nie en ek dink hy is die tipe elektrisiteit wat Marco Jones wil vat as jy hom hier gebeur dinge net so. Is lekker om my Robertson Town manne hier so te hê. Ons praat net van verlede week was die Sanlam Derby Day daar in Vredendal waar Eagles 22-21 vir Invincibles geklop het. Ons praat net van Mario Mierka. Ja, Marco Jones het 'n paar siele gevat het. Saterdag het Mario Mierka self 'n paar siele gevat. Ja, wat 'n fenominale dag van rugby ja so in Vredendal. Die mense geniet regtig hulle rugby, Davey. Volgepakte stadion gewees. Jy weet die borg het heavy ingeklim. Coke was daar. Jy weet Coke het uitgekom met alles wat hulle werd is. Jy weet vlaar reg rondom die veld, gazebos, the works en 'n goeie dag van rugby was dit in Vredendal gewees. Maar Mario Mierka soos wat hy gesê het name gevat, paar manne gestamp, klubare wedstryd gehad. Het was gematcht natuurlijk deur die van Reinsdorp Eagles se manne wat ook hard gespeel het in die vorm van Simon Ndlovu wat die Rainbow Powerhouse Award gekry het. Hy het manne gestamp, hy was fisies in die wedstryd gewees. Maar goeie kontest gewees daar in die Noordweste waar van Reinsdorp Eagles van 21-6 af teruggefight het om die game 22-21 te wen. Of van 21-6 af om 22-6 te wen. So ja, gesonde rugby en Sanlam Boland rugby derby is regtig amazing ding. Yes, ek was saterdag by die Sanlam Rugby Derby Day in Mamasbury waar Wesbank vir Nevedespe 43-19 geklop het. Telling wys 43-19, maar Nevedespe was vir lang periodes in die wedstryd, maar jy kon sien daardie die ondervinding by Wesbank in die vorm van 'n Kevin Skippers wat 'n goeie wedstryd gehad. Hy op 'n stadium wou ons hom die take it and play wat hy gegee het. Daar was 'n oomblik waar hom alles gee. Alles gegee het. Daar's 'n oomblik waar Nevedespe die bal terugskop. Hy vang die bal net so binne sy helfte en hardloop regdeur
Ja, maar dis die klas en dis die kwaliteit van Gavin Schippers, jy weet, ons het net al jare die consistency wat Skip oplewer vir Wesbank, gekies ook vir die Cavaliers, heel wat punte vir die Cavaliers ook aangeteken, soos 'n ou wat 'n legend is in Boland geleedere, en is 'n ou wat jy seker kan verwag dat nog vorentoe groot dinge doen in rugby, as hy eventually klaar maak, glo ek het vir Gavin gesê, hoor, jy moet eendag kyk om administratief ook in te gaan, jy weet, en vir Wesbank net aanhou lig, maar ek wil jou eintlik gevra, Davie, Emerick Liedeman, aan 'n 21 jong man wat ook nog gespeel het die naweek vir Wesbank. Ek wil gehoor het by jou, wat was jou take van die jong man? Hy het natuurlik hy's 'n SA onder 18 skole speler. Hy kom nou terug van die Lions af en hy wil seker nou weer sy ding begin doen. Hy's nou daar by Wesbank. Wat het sy van sy game gemaak, Sarah? Weet jy, Lucien, jy kyk altyd 'n speler wat baie tyd het. Baie tyd het op die bal, baie tyd het om sy opsies uit te voer en ons het net gepraat van die stel af oor van die favorites, ons favorites vir die titel, maar 'n span wat jy nie moet onderskat is Wesbank. Die mengsel tussen jeug en ervaring, ons het gepraat van Gavin Schippers, dan het jy nou ouetjies soos Emerick Liedeman, Saterdag, die manier hoe hy die wedstryd lees, sy hoe hy manne in spasie sit, hoe hy die regte soos Engelsman sê, die regte runners speak om die bal, vir wie om die bal te gee. Dit is goed wat jy nie sommer aanleer nie. Dit kom met gevoel. Paar keer, hy teken dan play of the day gehad, waar hy op 'n stadium 'n paas vat en 3-4 Nevedespe defenders beat met die paas. Ja, om hulle vleuel weg te sit. En dan het hulle 'n jong loskakeltjie, Tariq Apollos, wat net so wat 'n goeie wedstryd gehad het. Jong mannetjies, hy's ook Destin Welman. Destin Welman het tweede helfte opgekom, bietjie weer die kalmte kon bring. Maar dan moet ek sê die Nevedespe flank, ek dink sy naam is Juglin November, ja. uitstekende wedstryd gehad. Die stoeistryd wat hy gehad het met Tariq Liedeman. Ja. Tariq, dit was nogals een van die boeke geweest. Ja, natuurlijk. Hy manne was mos geweest die players to watch voor die game November en Tariq Liedeman. Soos lekker om te sien Liedeman Joel ook nog weer en hy geniet sy rugby as op by Wesbank Davie, maar ons gaan nie baie results doen nie. Paar results wat uitgestaan het vir my ook Davie is natuurlik hy Newtons 10 Hillcrest result. Hillcrest wat vir Newtons klop. Haso op vegkoppie. Hulle sê Conan Lefleur was weer hy was weer in 'n ander dimensie. Hy was weer die boogeyman wat ons almal weet hy is en jy weet goed word gepraat van Conan Lefleur. En ek wil graag hy ou in 'n Cavaliers train sien bro. Dit is maar net my opinie. Maar ja, Hillcrest wat vir Newtons daar so op vegkoppie verslaan. Ja, weet jy, ek het nou die dag 'n video gesien waar iemand sê hulle is besig met opgraderings daar by Pelikan en daar's sulke goed wat lyk soos grafte en hulle sê hier's 'n Newtown graf, daar's 'n Newtown graf. So Hillcrest wat goed gedoen het om Newtown te klop, maar nog 'n uitslag wat vir my uitgestaan het is in die Weskus waar Veldere vir Sindelena geklop het. Ek sê vir die mense, vir die voetpad administrateurs daar in die Weskus, daar's 'n curse as jy in die Weskus nommer 1 is, want dan kry jy 2 nokke vinnig agter mekaar. So die lokverskil van week tot week daar in die Weskus. Kan nie glo ons 'n paar weke terug gepraat Saldanha wat 6 op die punte leer. Ja, hulle afgeskryf. Saldanha is nommer 1 op die punte leer. So dinge loop daar so. Daai was gesalwe uitgestaan en dan een Roses was amperkies. Laaste minute trek hulle om deur teen Hoesley 38-36. Ja, wie sê Davie as hy gesê dat in Formula 1 wat Dom Toretto gesê het, it doesn't matter if you win by an inch or a mile, winning is winning. Ek het iemand het vir my gesê na die game maar so by Invincibles dat Roses het verloor. Toe dink ek maar nou teen wie Roses gespeel. Toe hulle jy weet hulle teen Woolsley gespeel maar nietemin Roses nog steeds onoorwonne. Natuurlik hulle en Safkol die al spanne wat nog onoorwonne is in vanjaar se groot uitdag. Ja, en dan die Lises Noordwes, hulle is ook steeds nog onoorwonne. Ja. So bietjie na die fixtures vir die naweek. Nou net gesê Roses is nog onoorwonne, die Lises Noordweste is nog onoorwonne. Die Lises Noordwes het môre baie belangrike wedstryd. Hulle speel teen Eagles. As jy kyk na hoe die punte leer tans staan in die Noordweste, is die ene wat gaan groot implikasies hê. Kyk vir die Lises, hulle is nog onoorwonne, so hulle kan nog 'n verloor of 2 bekostig. Eagles, hulle weet diese wedstryd wat hulle moet wen
as hulle nog of hulle wil nie hê dat hulle ketchup moet speel agter die Leases, agter Spurs, agter Invincibles, agter Citrus Dali. So hulle sal wil ja, as die hoed daar trek. Nee, verseker Davey. En dan enetjie wat ek nog as baie uitsien is môre die manne van die Zoo, Robertson, hulle speel teen Aston. Ouens weet as Robertson en Aston teen mekaar speel is altyd 'n lekker wedstryd. Aston bring altyd hulle beste na Robertson toe en Robertson is 'n gemerkte span. Jy moet dit sê. So dit gaan jy moet vir die manne hier sê hulle is 'n gemerkte span. Maar soos wat ek vir jou gesê het, Davey, ek dink Robertson Town gaan 'n baie moeilike span wees om te stuit in 2025. Ek dink hulle is 'n unit en ek dink hulle het 'n klomp, jy weet, hulle het net unieke karakters man, persoonlikhede in hulle span. Freddy Marco, Dean wat nou hierso is. Dan is daar ook ander manne rondom hulle, Colin, jy weet, McCain Fik, hulle het so 'n lekker breed van ouens en ek dink dis 'n goue generasie wat Robertson Town op die huidige oomblik daar so in die veld instuur. Dan môre jy gaan by die Sanlam Boland Rugby Derby wees daar in Darling teen Mamre, Darling sukkel. Mamre is besig om stadig maar seker en niemand let dit reg op nie. Mamre is stadig besig om daai punteleer te klim. Ek dink hulle is nou 4de op die punteleer en 'n wen môre in Darling. Ek beloof jou daai veld môre in Darling gaan gepak wees want Darling en Mamre is 20 kilos van mekaar. Ja, en baie families oor en weer en Darling manne het skool gegaan, daai kant van die hoërskool gegaan, daai kant van die wêreld. So gaan 'n baie exciting dag môre vir julle daar wees by die Sanlam Boland Rugby Derby. Ja nee, ek sien uit vir dit Davey, veral om te sien wat bied Darling op die huidige oomblik, jy weet. Baie kere kan 'n man sien, hoorie, waar is die ouens, waar kan hulle aan gaan werk? Maar ek is nie daar om dit te doen nie, obviously ek is daar om te gaan kyk jy weet wat bied Darling en die Mamre Derby en hulle sê die manne 10 jaar laas voor die eerste ronde wedstryd natuurlik in 'n kompeterende liga wedstryd gespeel. So ek is excited vir hy en om te sien wat Mamre ook natuurlik gaan bring, 'n span van Hamlet. Nie Hamlet nie, Mamre. Wat is die ander span se naam? Is Hamlets wat daar wat in Mamre is ja. 'n lekker brand van rugby man. Hamlets wat hulle die bal rondgooi. Ek wil nog hy meer van Mamre sien. Jy weet waar hulle bereid is om, jy weet, ons het altyd gesê as jy teen Hamlets gespeel het van Mamre, as jy die bal skop, jy moet die bal uitskop. Jy moet die bal aan die stand skop. Want as jy nie die bal in die stand gaan skop, hy man gaan die bal uit die stand, gooi hy bal weer terug en want hulle wil die bal lewendig hou. Hulle wil heeltyd rugby speel. So ek sien net om te sien wat hy Derby daar gaan vir ons bied. Ja, soos jy sê, Mamre, hulle het 'n baie goeie 7 span. Een van die beste 7 spanne in die Boland. Klubspan is nou nie sosiale span nie, klubspan. Een van die beste spanne in die Boland. Hulle het meeste van die groot kompetisies gewen die jaar. So en dit bring daai 7's aspek, daai hardloopstyl bring na die 15-man kode toe. Dan die streek waar my aandag baie môre gaan opwees is in die Weskus. 'n Paar massiewe wedstryde wat daar gaan plaasvind. St Helena na verlede week se verloor weg van die eerste posisie af. Hulle speel teen Young Hearts. Young Hearts wat nog in die wedloop is. Hulle is nog in die wedloop en hulle 'n paar games in en hulle is 4 punte weg van die leaders af met nog 'n wedstryd met 'n game in hand. So baie belangrike wedstryd vir beide. Saldanha as môre nommer 1 en 2. Jy sal nie glo nie. 'n Paar weke terug sou ons sê nommer 1 en 2 Saldanha en Velderhof môre. Velderhof sonder dat niemand gesien het is nommer 2 op die punteleer en Saldanha nommer 1 na 'n paar weke terug 6 gewees het. Dan Vredenburg Fight for Survival nou nog. Hulle en Langebaan wat 'n paar groot spanne pak gegee het. So Vredenburg gaan môre moet uithaal en wys op sy tydsveld teen Langebaan. En dit is wat ook 'n mini derby tussen daai twee spanne. En dan voor ons gaan dan in die Koul in die Vuma Connect kone. Die Leases môre Ceres teen Roses. Daai behoort 'n groot te wees. Definitief, ja. Dan natuurlik Bella Vista teen Villages Newtown. Ons het gesien wat Villages Newtown alle bietjie wisselvallig, maar die dag as hulle opdag kan hulle 'n paar mense verras, maar ons het gesien wat Bella Vista verlede week teen Hamlet gedoen het.
So op Bella Vista, goede vorm, dat is nummer 2. Ja, nee, goeie vorm en ja, coach Virgil Roel wat op die huidige oomblik goeie werk doen, sal ek sê also by Bella Vista. Nou die dag in die week met hom gechat wat die manne vra, jy weet hoekom met Bella Vista teen Hamilton 'n derby day nie. Ons wil graag hy 'n derby day gedoen het, maar nietemin ons sal hulle weer eendag kry Davey om dit te doen. Maar soos wat jy sê, die mense dat hulle staan reg, is daar nog ietsie wat jy rondom die klub rugby wou gedeel het? Ja, Lucien, ek is natuurlijk morgen van de streek uitdag. Ja, jy is daar, ja. Derby, dat gaan een livestream wedstrijd wees. Die een tussen Walise Citrusdal en Young Diggers. Dan Citrusdal, so ek gaan morgen tussen die Narkie landerijen, Narkie boorden wees. Ja, baie belangrijk, tussen die lemoene, my bro. En dan gaan ek my een oog hee, nog een keer wat gelivestream gaan word, belangrike een in die streek uitdag, Breerivier, waar Prox en de Dorings in Albert speel. Die game kan moeilijk bepaal wie die streek uitdag Breerivier se nommer 1 gaan wees, so ek gaan my een oog hou wat aan de Dorings aangaan. Ja, nee, hy gaan ook 'n baie belangrike wedstryd. Ek en Davey gaan uitskakel hier, soos lekker koud in Woester natuurlik. Bly ingeskakel, die zoo is nog hier, Buffel, Freddy en Marco, ons gaan afsluit by hulle in die Rainbow Corner, maar natuurlik, ons wil graag weet wat julle in die comment section natuurlik sê, en ons het van die Kaula, in die Woema Connected Comments. Hartlike goeienaand en jy is natuurlik regstreeks hier ingeskakel met my Nicole Jarvis en ek gaan aan jou voorhou al die comments wat ons natuurlik gekry het vanaand, lekker vol program en ons natuurlik weet ons as die zoo hier is dan gaan die comments mal. Nou Leighton Swarts is vanaand ingeskakel en hy sê well done Brady en Wesley. Smart manne, natuurlijk is het nou voor die Robertson Town oukies. Olsen van Wyk says, so proud of my old school, Hopefield Hoërskool, learners that will represent the youth week at the Boland Cravenweek. Die 3 manne, Colin Saul sê, die 3 manne saam het 52 drieë vir die jaar gedruk en die liga het nog nie eers begin nie. Tyler sê, lekker man Randall Miller, Mr. Vice Captain, super trots op jou. Traver Brikkel sê, naand almal, is daar nie nog plek vir my in die zoo nie. Ek sal sommer op Buffel se rug sit. Nou Buffel het terug geantwoord en hy gaan vir jou seker weer terug antwoord Traver. Hy sê jy kan op sy oor sit soos 'n voeltjie, maar nie op sy ruggie. Asnay Julie sê, congratulations Geraldo Davids, ons is super trots op jou neef. Dan sê meneer Kastoor sê, baie geluk Joshua Swarts, jou pa sal baie trots gewees het op jou. Miller Swart staan vanaand bankvas agter jou. Ek ken julle nie persoonlik nie, maar ek voel dit saam in hierdie tyd. Dan sê die mense net congratulations, Wildino sê, dan sê Moses Fortuin natuurlik sê vir ons geluk aan die seuns uit Alipad uit Namibië, Mr. Mo Boland Bo. En dan gaan ek my laaste comment gaan ek lees in die Rainbow Corner waar ek natuurlik my wenner gaan aankondig. Baie dankie vir julle comments. Ons is volgende week weer terug om 7 uur. In die Rainbow Corner, Braai Corner, proudly sponsored by Rainbow Chicken. It's more than just chicken. Manne, wat 'n lekker geselsprogram. Ons het hier vir die 2 Langeberg manne hierso kan nie so en sy middelskool hier. Hulle is ook gekies. Kan nie so het vir my mooi gevra om net sy laaste paar woorde vir Langeberg daar te gee. So ek gee oranje gou die mic net vir hom. Goeienaand allemaal. Zoals allemaal gehoord het, mijn naam is Kanyiso, oude Oko. Ik wil net zeggen, dat is een voorrecht om vandaag hier te wees. Ons is baie trots op onszelf. En dat is niet harde werk wat ons ingezet heeft. Dat ons voor de eerste keer 3 maanden van Langeberg Secundair 3 is om in de Bolandspan te wees. En ik is baie trots op die 2 maanden. Ik heb hulle die 3e ronde van die proeven, toen was het net ons 3. Toen zei ik voor hulle, als ons regtig wil, dan zal ons 3 die school op je map zetten, zodat mensen kan weten van Langeberg Secundair. Dat ons hier daar en ons het goede producten. Zo, dat is al. Als je Langeberg liefde, Lucien, hoe raar naar jou toe?
Ja, nee, kyk, ek staan hier rondom my en ek sien dis Boland Royalty man, as ek haar vrees kyk, jy weet, as manne wat gaan terugstaan vir niks, die buffel, natuurlijk die panda, die buffel en die gorillas in die mix. Yes, wat 'n voorreg julle natuurlik ons gaan moet uitteken. Ek sal nog saam met julle manne wil gesels en jy weet 'n lang aan die. Ek weet jy as die manne klaar iets gesê, julle manne wil hy Freddy, hy wil nie vir ons hy sê ek weet buffel moet vir ons 'n word of the day doen. Hy moet vir ons 'n word of the day doen en dan sal ek vir ons uitsluit met 'n video met 'n video ja. Okay, buffel gaan vir ons sommer dadelik vir ons die word of the day gee. Word of the night is die Here plaas is elkeen op die aarde vir 'n rede. Dis jou keuse hoe jy wil groei. Stuur groete vir jou sussie en hy stukkie kry vir net by. Ek kry nou net by. En dan laaste maar in die minste Nicole met die Connected Common wenner. Natuurlik hierdie persoon wen 'n powerbank. Trots geborg deur Woema. Nou my wenner vanaand is die Nashville Kastoor wat natuurlik geluk sê aan Joshua Swart. Jou pa sal baie trots gewees het op jou. Miller Swart staan bankvas agter jou. Ek ken julle nie persoonlik, maar ek voel dit saam in hierdie tyd. So daai comment is vir my baie touching. So die persoon kan sy of 'n loose kontak om sy kontak van Nicole. Moet ek vir my kontak stuur by inbox om jou prys af te haal. Dankie. Waar julle het Woema Connected common wenner en daar nog gepraat oor Joshua Swart natuurlik JG Swart se seun wat vanaand geëer was in die akademie span. Ons dink aan julle in hierdie tyd die Swarts familie. Nommer 18 Anthony, Joshua Swart. Charlie Hofmeyer. Dink aan julle voorspoed in hierdie tyd en weet dat ons aan julle dink. En met dit gaan ons uitteken hierso vanaf die HTS Roosday in Woester 'n video aan JG Swarts, 'n geslepe, 'n held, 'n pa, 'n familieman en meer as alles, hy was 'n Bolandman. Tot ons mekaar weer ontmoet. Die Here seën hy lei, hy sorg en hy beskerm.